Goeiemôre geliefdes, hartlik welkom by NG Oudtshoorn Park se YouTube kanaal. My naam is Quintus Skols, die leraar van die gemeente. Mag die Here vanoggend aan die woord kom en ek bid dat die Heilige Gees die prediker en ook die naprediker sal wees. Ek verklaar Jesus as my verlosser en saligmaker. Ons praat vanoggend oor waar lê jou fokus? Waar lê jou fokus? Maar voordat ons nou saam uit die woord uit ook gaan lees en oor hierdie tema praat vanoggend, kom ons bid saam. Heilig, heilig, heilig is U Here God en aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid. Here, dankie dat ek saam met Boetie en Sissie vanoggend op so 'n manier ook kan wees deur tegnologie. En mag U ook nou elkeen ontmoet, net daar waar hulle is, daar waar hulle dalk voor 'n TV sit, op 'n foon kyk, of op 'n tablet, of waar ook al hulle nou is, of luister en kyk na hierdie boodskap, mag U hulle ontmoet. Ek tel hulle in die skoot, Here, en ek vra dat U hulle sal beskerm en hulle sal omvou met U genadearms, maar spreek ook vanoggend, Here, dat ons duidelik sal hoor dit wat U op ons harte kom druk. Here, ek is net 'n stofmens en ek verklaar my afhanklikheid en ek vra, Here, dat U nou aan die woord sal kom, dat ons nie sal vaskyk aan die dominee nie, maar dat ons sal hoor, Here, dit wat in U woord staan en hoe U wil hê ons moet gaan leef in 'n wêreld daar buite. Ek bid nou daarvoor, Here, spreek nou, U kinders luister in Jesus naam. Amen. Geliefdes, die tema vanoggend, waar lê jou fokus? Waar lê jou fokus in die lewe 2026, die gejaagde, besige lewe waarin ons leef? Ek lees vir ons saam uit Kolossense 3 uit vers 2 en dis in die 83 vertaling. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Dan lees ek in Johannes 6 vers 51, dit kom uit die boodskapvertaling, sowel as vers 56 uit die boodskapvertaling Johannes 6. Vers 51, ek is daardie brood uit die hemel wat leef, maar ook lewe gee. As iemand dus van hierdie brood eet, sal hy tot in ewigheid leef. Die brood wat ek gee, is my liggaam. Ek gee dit sodat die mense in die wêreld ook die ewige lewe kan hê. En dan vers 56, dit werk so, as iemand my liggaam eet en my bloed drink, ontstaan daar 'n geestelike eenheid tussen ons. Vir so 'n persoon word ek die fokus van sy lewe en ek is ook altyd by hom. Daar's 'n geestelike eenheid tussen ons en Jesus, hy wat vir ons aan die kruis sterf, en ons sê dit telke male met nagmaal ook, ons neem dit ede, dink daaraan en glo, dat sy liggaam gebreek het tot 'n volkome versoening van ons sondes, en nou hoor ons, daar's 'n geestelike eenheid tussen ons. Dan staan daar ook, vir so 'n persoon, vir jou wat glo, jy wat in verhouding met die Here staan daar, word ek die fokus van sy lewe, en ek is ook altyd by hom. God is by ons. Die Heilige Gees is om jou, langs jou, agter jou, voor jou, in jou, die neffens jou, hy's by jou. Hoe wonderlik is hierdie gedagtes uit Johannes 6 in die boodskapvertaling. Waar lê jou fokus? Waar lê jou fokus in 2026? 'n eenvoudige vraag, maar miskien een van die belangrikste vrae wat jy moet antwoord tans in jou lewe. Want waarheen jou fokus gaan, daarheen gaan jou hart. En waarheen jou hart gaan, daarheen gaan jou lewe. Ons leef in 'n wêreld wat die heeltyd meeding om ons aandag. Kyk maar na die bemarkingsveldtogte, TV, op sosiale media, daar waar jy dalk met jou foon besig is om te scroll, of daar waar jy dalk na 'n TV advertensie kyk. Ek dink die groot uitdaging is dat daar die hele tyd hierdie produkte is, en daar word die hele tyd vir ons gesê hoe suksesvol ons behoort te wees. En dan is daar 'n klomp fasette in ons lewens waarop gefokus word, jou werk, jou finansies. Ek dink as ons na ons lewens kyk, ons wat kinders het, jou huwelik dalk, ons huise waarin ons bly, ons motors, die vakansies waarop jy gaan, die sport of die stokperdjies wat jy beoefen,
Ja, selfone. Ek dink maar net aan alles waaraan ons blootgestel word. WhatsApp, Facebook, Instagram, TV, YouTube. 'n eindelose stroom van inligting wat die heeltyd my brein bereik, my lewe bereik en my denkraamwerk kom beïnvloed. En dan in hierdie besige lewe wat mense het, wat werk en wat 10 nog kinders op skool het en jy moet ry van punt A na punt B en hier's al hierdie dinge wat ek nou genoem het, jou lewe, jou finansies, jou oorlewing, alles, al die balle wat jy in die lug moet hou, dan kom die geestelike lewe. En dan wonder ek baie keer in ons oorvol program, waar pas ons geestelike lewe in? So in die week het 'n goeie vriend van my 'n boodskap vir my gestuur en ons het so 'n bietjie gesels en ek kan hoor hy dink 'n bietjie hieroor en dit is wonderlik die woorde wat hy vir my gestuur het en waar sy fokus lê. En dan maak hy die opmerking, hy sê die volgende: dit lyk vir my dat die keuses wat ons deur ons lewens maak uiteindelik bepaal wie en wat ons is. En dan noem hy al hierdie dinge wat ons aandag kom vat. Die dinge wat ek hierbo eintlik ook genoem het. Hy noem werk, hy noem finansies, kinders, skool, sport, oefenkampe, toere. Hy sê jy met jou mediese fonds in stand hou. Jy probeer vakansies wat jy beplan 1 keer 'n jaar dalk, sosiale media wat ons lewens oorneem, selfone en al hierdie dinge wat ons aandag kom opeis. En dan skryf hy vir my so 'n besonderse sin wat hy sê, dalk was dit vir Joshua 'n bietjie minder gekompliseerd, nie noodwendig makliker nie, maar eenvoudiger om keuses te maak toe die opsies minder was. Dan verwys hy nou na Joshua wat sê, wat my en my familie aanbetref, ons sal die Here dien. En dan sê hy, dalk het ou Joshua 'n bietjie minder opsies gehad. Dalk nie 'n maklike keuse gewees in sy tyd nie noodwendig makliker nie, maar die opsies was minder gewees. Is ons opsies net so baie? Want ons is so besig in die moderne wêreld dat daar net bloot te veel opsies is. Ons is met soveel dinge op die skinkbord besig dat ek begin wonder, vriende, maar waar pas God in en maak ons nog tyd vir God? Hoe besig het jy geraak dat ons God begin miskyk? Dat ons die skepper God, die almagtige God, dit wat Jesus vir ons kom doen het, des te meer nog daar waar ek en jy moet werk en diensbaar wees en vir die Here werk, het ons dit begin mis, want ons lewens het so vol geraak. Ons probleem is nie noodwendig dat ons dalk te min dinge het nie. Ons probleem is dat ons aandag deur te veel dinge opgeëis word. En dan kom Kolossense so pragtig in hoofstuk 3 vers 2 en sê, rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Beteken dit nou ek moet my familie afskryf of my werk, my finansies, of ek moet nou nie meer fokus op hierdie aardse goed nie? Nee, dis glad nie wat dit sê nie, maar dit beteken vir my dat ons uit die perspektief van Christus moet leef met die wete dat daar 'n ewige lewe wag, dat die tentwoning nie alles is nie, dat ons pelgrims is wat op pad is deur die tentwoning en 'n ewige lewe wag nog vir ons. So vanuit die perspektief van Christus moet ek die bril opsit en sê ek kyk deur Christus na die tentwoning en die aardse dinge. En toe ek so na 'n paar punte gaan sit en dink, maar wat beteken dit vir my? Hierdie gejaag na wind, hierdie besig wees, hierdie op pad eers heen die heeltyd. En daarom het ek 'n paar kort punte net wat ek wil deel met julle by die huis. In die eerste plek dink ek ons fokus verskuif maklik van God na onsself en na ons behoeftes en ons verwagtinge. En kom ons sê dit gou vir mekaar baie reguit, baie keer word die eie ek en trots en wat ek wil hê, word aanbid eintlik as 'n God in die lewe of in my lewe. Kom ons wees eerlik, my gemak, my behoeftes,
My sukses, my opinie is al wat tel, my planne wat ek maak, my geld, my status, my geluk, my toekoms. Hoor julle die hele tyd die my, die ek, daai trots, die eie ek is die hele tyd op pad en ja, kom ons sê vir mekaar een ding, dis wonderlik om 'n visie te hê en 'n missie te hê en die life coaches gaan dit ook vir jou sê, maar wat beplan jy? Waar is jy 5 jaar van nou af en jy moet gedrewe leef. Dis wonderlik al hierdie goed, broer en suster. Ek sê nie dis verkeerd nie. Ek kom vra vir jou vanoggend 'n totale ander vraag. Het dit begin gaan oor jou of kyk jy met 'n ander perspektief na die aardse tentwoning? Want die sin wat ek hoor wat my bietjie pla is, wat kry ek hier uit? Dit gaan net oor my. En dan moet ek eerder die fokus begin verskuif. Want ons kom selfs by die geestelike en by die kerk en ons sê maar, wat kan God vir my doen? Wat kan ek uit God uitkry? Hoe kan God my lewe kom beter maak? Hoe kan God my probleme kom oplos? Met ander woorde, selfs in die geestelike lewe vra ons, wat kan ek hier uitkry? En dit gaan die hele tyd oor my. En daarom het ons nodig om die perspektief te verander en te sê, maar hoe kan my lewe tot eer van God wees? Nie wat kan ek hier uitkry nie. Hoe kan ek my lewe inrig dat dit tot eer van God sal wees? Augustinus praat daaroor dat ons harte rusteloos bly totdat ons in God rus vind. Dis net God wat vir ons absolute vrede kan gee. Daai soekende gevoel wat ons die hele tyd het, bigger, better, more, of ons wil meer uit hierdie lewe kry. Dis net God wat vir jou daai absolute rus en vrede kom gee. 'n Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Die gevaarligte wat ek hoor is Matteus 6 vers 21, waar Jesus sê, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. So wanneer die geskenk belangriker word as die gewer, dis dan wanneer ons in gevaarwaters is in ons lewens. Dis dan wanneer ons fokus op die verkeerde plek is. So ons moenie vra, wat kan ek hieruit kry nie? Dis die eerste punt wat ek maak. Ons moet sê, hoe kan my lewe tot eer van God wees? Hoe kan my lewe in hierdie besige program van my tot eer van God wees? Die tweede punt wat ek met julle wil deel is dan Johannes 6 en ek wil graag vir julle lees hierdie vers 56 omdat Jesus sê daar's 'n geestelike eenheid tussen ons, sê hy, vir so 'n persoon word ek, sê Jesus, word Jesus die fokus van sy lewe en ek is ook altyd by hom. So kom ons hoor dit gou baie mooi, Jesus moet die bron en die sentrum van my lewe wees. Jesus moenie net nog 'n bykomstigheid in my lewe wees, of my geestelike lewe is maar net nog 'n blokkie wat ek aftik, of nog iets wat ek doen nie. Nee, dit moet die sentrum, die alles van my lewe wees. Dit verander hoe ek werk, dit verander hoe ek my geld gebruik, dit verander hoe ek my kinders grootmaak, dit verander hoe my huwelik lyk, dit verander my tyd, my sukses word anders gedefinieer, dit verander hoe ek na mense kyk, dit verander hoe ek na probleme kyk, wanneer ek in verhouding met die Here Jesus staan en hy my fokus is, kyk ek deur 'n ander bril, na my huwelik, na my kinders, na my tyd, na my geld, na my geleenthede, na alles. So Jesus raak my fokus, en hy sê ek is by jou. N.T. Wright, die professor, kom skryf dit so en sê, hierdie dinge waarop ons moet fokus, wat Kolossense 3 vers 2 van praat, hy sê, rig julle gedagtes op die dinge daarbo, beteken dat ons lewe hier op aarde moet leer verstaan vanuit die heerskappy van Christus. Met ander woorde, dis 'n ander manier om te leef, om te sê, wanneer Christus die sentrum van my lewe is, sê ek nie, hierdie is my geld nie, ek sê, die Here het my toevertrou met hierdie geld. Dit is sy geld.
So wat ek is net genade, wat ek het is net geleen, daardie beginsel. So dit is die Here se kinders, dis die Here se tyd, dis die Here se gawes en talente wat hy vir my gegee het. So ek kry dit, maar ek moet dit sien as hierdie geskenk van God. Dis die Here wat hierdie huweliksmaat vir my gegee het. Ek kyk deur God se bril en sê, dankie Jesus vir hierdie vrou van my. Dankie vir my kinders. Here, help my dat ek hulle sal groot maak soos U wil hê. So my perspektief verander op hoe ek na die lewe kyk. Ja, dit maak dalk nie die lewe minder besig nie, maar my perspektief verander. Waar lê jou fokus? Op wat fokus jy? Fokus jy die hele tyd net op prestasie en materialisme en geld en al hierdie dinge? Of sê jy, maar ek wil alles doen tot eer van die Here? Nie wat kan ek kry uit nie, maar hoe kan ek die Here eer met my lewe? Hoe kan ek die Here eer met my tyd? Met my kinders, met my huwelik, met my gesin, met my gawes, met my talente, met my geld, ook by die kerk. Hoe betrokke raak ek? Wat doen ek? Hoe kom ek en bied myself aan en sê ek het hierdie talente, ek het hierdie gawes wat ek in die gemeente wil uitleef? En dan my derde punt, dalk die laaste punt ook vanoggend, die derde punt, hierdie rig jou gedagtes na bo. Die bestemming waar ons gaan eindig is groter as hierdie lewe waarin ons nou is. Ons fokus so op die aardse tydelike tentwoning. En ek het bietjie gaan kyk na die Griekse woord vir hierdie rig jou gedagtes wat Kolossense 3 vers 2 sê. Rig jou gedagtes na bo. En proneo is die werkwoord, proneite. Proneite is die Griekse woord, proneo is die werkwoord. En hoor gou hoe mooi, wat beteken hierdie woord eintlik? Hy sê rig jou gedagtes op, rig jou ingesteldheid, kry jou ingesteldheid reg, jou denke, kom met jou denke, dit moet gefokus wees, jou hart en denke moet op 'n bepaalde rigting ingestel wees, 'n bepaalde gesindheid of lewensoriëntasie moet jy hê. Dis wat hierdie woord eintlik in diepte beteken, proneo. Wat hoor ek? My ingesteldheid, my fokus, my rigting, my lewensoriëntasie, my gesindheid moet op Jesus gefokus wees. Dit moet God gesentreerd wees. Jy sien vriende, ons leef eintlik op hierdie stadium met ons voete op die aarde, maar ons hoop is in Christus Jesus. Ons werk hier op aarde, en die tentwoning is baie keer maar baie kort ook, en is tydelik, en is aan die verbygaan, hoor ek ook in 2 Korintiërs 5. Maar, ek weet daar wag vir my 'n ewige tuiste. Jy's 'n pelgrim wat op pad deur is. Wat 'n verskil maak jy? Of is jou lewe maar net 'n gejaag na wind, en daar's geen impak, geen niks wat jy beteken nie, omdat jy net so gefokus is op die my. Maar watter verskil maak jy? Hoe leef jy tot eer van God in jou lewe? Ons leef in 'n tyd, maar ons behoort aan God tot in ewigheid. Ons liggame is 10-1 verganklik, en ons moet dit vir mekaar sê ook, ons is verganklik in hierdie tentwoning, maar ons hoop is onverganklik. En 10-1 verstaan jy dit nie om te dink, maar my liggaam, wat nou, beteken dit, dis 'n einde? Nee, jy het nog tyd om te leef, want jy hoor hierdie boodskap vanoggend. Hoe lank ons het in die tentwoning weet ek nie, maar vriende, dit maak my nie ongemaklik nie, want my hoop is in Christus Jesus. Johannes 11 vers 25, daai pragtige teks wat sê, sodat die wat in hom glo sal lewe al sterwe hulle ook, want ons weet daar's 'n eindbestemming. Ons leef nie net vir die tentwoning nie. En ek dink dis presies die spanning waarin ons leef en opstaan elke dag. Ons wil hierdie aardse so geniet en maksimum hier uitkry. Maar vriende, ons aanbid nie die aardse nie, ons aanbid die lewende God van ewigheid. Hy wat was, is en sal wees. En ons moet beplan
maar ons moet ons planne voor God se voetbank kom neerlê en sê, Here, laat U wil in my lewe geskied. En dit beteken dat in alles, in my tyd, geld, energie, my verhouding met my vrou en my kinders en my lewe, moet ek konstant gaan sê, Here, eer ek U, doen ek dit tot eer van U, kyk ek met die bril van Jesus na die mense, hanteer ek mense soos wat U sou, en Here, wat is U wil? Wat wil U hê moet ek doen? Dit gaan nie net oor die my en wat ek kan kry uit dit uit nie, maar dit gaan ook oor hoe eer ek die Here met my lewe, en dan sal jy by daai absolute vrede uitkom. Want as jy hoor wat hierdie vers 56 sê in Johannes 6 in die boodskapvertaling, daar's 'n geestelike eenheid tussen jou en Jesus. En as jy Jesus liefhet, dan word hy die fokus van jou lewe. En meer as dit, hy sê, ek is altyd by jou. So hy los ons nie, hy vat ons aan die hand en hy stap tree vir tree met ons die toekoms in. Dit beteken elke millisekonde is God teenwoordig in my lewe. Hy sien waarmee is ons besig, hy weet wat ons doen en hy stap met ons die toekoms in. En daarom moet ons bid en sê, Here, help my dat ek U wil sal doen, laat U wil geskied, nie my wil nie, laat ek dinge doen wat vir U goed en aanneemlik en reg is. Ja, Here, help my dat ek my tyd so sal inrig om U te behaag met wat ek doen. Hoe ek met my vrou en kinders en die mense wat my pad kruis, hoe ek my medemens hanteer, daar waar ek betrokke is, dat ek dinge sal doen tot U eer, en dat ek U naam sal groot maak. Ons almal hoef nie dominees te wees nie. Die Here gebruik jou net daar waar jy is, daar waar jy geplaas is. Gebruik hy jou om 'n evangelie van hoop oor te dra, om dit te gaan leef. En dan kan ons ook aansluit by wat my goeie vriend vir my gestuur het in Josua 24 vers 15. Maar ek en my familie, ons sal die Here dien. Jy maak 'n keuse en jy sê vandag intentioneel, doelbewus, kies ek, my ingesteldheid is om God te dien in elke faset van my lewe, hoe besig ek ook al mag wees. En vriende, ons moet gaan kyk, daar's baie kere tyd wat ons so gebombardeer word deur sosiale media en die media en die nuus en al hierdie dinge en die TV, dat ons baie keer ons fokus kan verloor en sê, maar leef ek nog tot eer van die Here? My vraag vanoggend is, hoe lyk jou ingesteldheid na hierdie boodskap? Kies jy ook soos Josua om te sê, ek gaan die Here dien, ten spyte van my weekprogram, gaan ek hom in elke faset dien, ek gaan met Jesus se bril na my familie kyk, na die mense by my werk kyk, na die mense wat oor my pad kom, ek gaan 'n ander ingesteldheid hê. Waar is jou fokus vanoggend? Want daarheen gaan jou hart op beweeg, en waar jou hart is, daarheen beweeg jou lewe ook. Maak seker, jy is in 'n intieme geestelike eenheid met Jesus Christus. Want dis wat ek in Johannes 6 vers 56 hoor. Laat hy die fokus van jou lewe wees. En onthou, jy's nooit alleen nie. Hy's by jou. Hy sal jou help. Hy vat jou aan die hand en hy gaan met jou die toekoms instap. Moenie bang wees nie. Hy is by jou. Ek bid vir jou dat jy perspektief sal kry in jou lewe. Dat jou fokus sal wees op die kruis en op Jesus. En op dit wat hy vir jou gedoen het, mag hy jou totale fokus wees. En laat jy in hierdie geestelike eenheid met hom sy wil sal doen elke dag van jou lewe. Ek bid vir jou in Jesus naam. Amen. Here, dankie dat ons vanoggend net so uit die woord uit 3 verse kon hoor, 3 kort verse wat so baie sê, om te sê, maar waar lê my fokus, Here? Gaan dit oor my gemak en my sukses, my behoeftes, my planne, my geld, my geluk? Of gaan dit, Here, oor U? Hoe kan my lewe tot eer van U wees? Here, dan wil ons net vanoggend kom verklaar, Jesus, U is ons alles.
U is nie net 'n bykomstigheid in ons lewe nie. U is die bron en die sentrum van ons lewens. En Here, help ons dat ons ingesteldheid en gedagtes, ons fokus net op U sal wees. Here, help ons ook. Ons staan in hierdie geestelike eenheid met U, Here, wat ons glo met alles in ons, Jesus, dat U ons verlosser en saligmaker is. Here, maar help my, dat U vir my die rigting sal bepaal. Dat U, Here, vir my sal wys hoe vorentoe, watter pad, watter keuses ons moet maak. Ja, Here, dankie. Dankie dat ons kan weet, ons hoop is op U, en daarom bid ons U wil. Maar Vader, saam met Joshua, wil ons almal vanoggend kom sê, en ons maak hierdie intentionele besluit, ons en ons familie, ons kies om U te dien, Here. U is die middelpunt van ons bestaan vandag. En Here, as dit ons fokus is, weet ons is op die pad wat U wil hê, ons moet wees. Here, vat ons nou aan die hand en lei ons, laat U wil geskied. Ek bid dit vir elke boetie en sussie, in die naam van die opgestane Jesus. Amen. Geliefdes, baie dankie dat julle ingeskakel het. Goedheid en guns. Ons sien mekaar DV weer volgende keer.